Ons moet dit weer eens sê vir almal wat ondersteunend vir leerlinge, met die mense en responsibilities, dit was regter as wat die periode is. Ja, so ons het gehad vir die Bernardo, ons het gehad vir die Bernardo, en dan ook vir die assistent Gabri wat ons in hulp van ons het baie dankie weer eens aan hulle. En dan wil ons net vir u herinner, dit is die jeugdkamp, die naweek wat nou plaasvind, wat nou kom, 14 tot 16 Augustus. Ek sien nog nie aan die maar is nog 2 die wat ons nodig. Ek sal nie graag na die diens die ouers en podcast stel. En dan het ons gezaad, dit is op maand van nou af. Wanneer is op maand van nou? September die 5de van ons bazaar plaas. Die kaartjies is beskikbaar, ons het nou al baie kaartjies verkoop, daar is nog baie kaartjies beskikbaar. Asseblief, sê u vriende en familie dat hulle nou al die kaartjies koop, u weet hoe dit gaan by die bazaar, as altijd so ophobing by die tafel, woordtafel, sodat hulle die kaartjies vooraf kom koop. En dan het ons is Stevens for Talent, wat plaasvind in Oktober. Ons gaan ook die kaartjies binnenkort beskikbaar stel. Asseblief, kom deelsaam die talente. Aquatic talents is nog self, die is sociaal alles. So kom deel die godgegewe talente saam met Stevens. Ons sal die kaartjies, ek sal binnenkort die kaartjies beskikbaar stel. En dan is dit ons verjaarsdag. Hierdie week wat voorlê, gaan ons elke dag happy birthday hou. Ons eerstens, die 10de Augustus is dit broer Jerry Augustine en J.D. Ross en dan klein Saul Miller. En dan die 11de Augustus is die Maxine Cornelissen. En dan is die 13de Augustus is dit Ries Bonnie. En 14de Augustus is die Nina Lewis. Die 5de is de Sonia Stevens en dan Alvie Teron. En dan ook die 15de Augustus vir broer Alvie Teron en Sister Teron. Hulle het gesê aan almal wat verjaar en aan broer Alvie en Sister Anna van die Liebe dat jy ook vir sê ons baie geluk ons reis te sien oor die dood vir die jaar voorbeeld. En dan dit is die dan is het voorbeeld, asseblief mense. Ons vraag vir die voorbeeld, ons het gister het die Samuels familie, Reinhold Samuels neergelegd, terrasse neergelegd. Dit was sy begrafenis gister geweest. En ons moet asseblief vir die Samuels familie, en dan ook vir Michael Adams. Ons het genoem dat hy gediagnoseer was met kanker. Ons moet asseblief vir Michael. Hy was in die hospitaal, ek is seker of hy daar is nie, maar hy was verlede week ook in die hospitaal. Ons moet ook in sy familie asseblief versterk en dan wil ons ook vir Johan wat hierdie week opgeneem was in die hospitaal met infectie. Asseblief, ek dink hulle is by die hospitaal nie ingetrap. Die hele tyd met jou, die hele tyd geval. Ons moet asseblief vir hom, hy is in my pijn en ons vraag dat God net sy geneesheid oor ons siektes hou. Nie net die mense wat op die voorbereidingslys is nie, maar ook voor elke een van ons gemeente. Daar is so baie wat gemaak word van siek is, van die flu, wat infecties het, wat in die hospitaal
Goeiemôre. Hoe gaan dit met julle? Dit is baie lekker om u almal te sien op hierdie van my verkoude dag. Ek kry vreeslik koud. Ek weet nie hoekom nie, maar ek voel op my kindertjies beheer. Ons is bevoorreg om vandag Vrouedag. So ons gaan so 'n bietjie later daaroor gesels. Maar kom ons word dit 'n ander stil voor die Here en wat ons gedagtes op hom en sy liefde. Here die sê in stil wees en vertrou op ons. En ons stil voor U Here en vertrou in U. Amen. Dus en susters, Psalm 111 skryf die psalmdigter: Ek wil die Here prys met my hele hart. In die kring van opregtes en in die byeenkoms. Indrukwekkend is die werk van die Here. 'n bron van nadenke vir almal wat vreugde daarin vind. Vol luister en glansrykheid is wat hy doen. En sy geregtigheid hou stand vir altyd. Genadig en barmhartig is die Here God se naam. Genade dan en vrede vir die elkeen van God ons Vader, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en loof ons Here. Net hy verdien alles.
Terwyl ons so staan, kom ons sê in ons hart, saam die geloofsbelijdenis. Ek gaan dit vir u lees, want u kan dit nie saam sê nie, u kan net luister en saam bely. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy is gekom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gestaan. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Here, ons Here, met ons hele hart, siel, krag verstaan, bely ons dat ons in U glo met alles in ons lewe. Vader, Seun en Heilige Gees, driemaal Heilige God, en saam met die engele, die geerings, die ouderlinge rondom die troon, buig ons. Here, buig ons in aanbidding. Bely ons dat U heilig is. Heilig, heilig, heilig is U, Heer God. Net U alleen, Here en Meester, is waardig om die lof van ons lippe te ontvang. Daar's niemand soos U. Geen mens of gemaakte ding, Heer die mens, kan met U vergelyk word. U sê vir ons en U leer ons, dat ons niks moet maak, geen gesneede beeld mag ons aanbid nie. Ons moet U lief hê met ons laas en krag en verstand. En ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Ons kom staan voor U, Vader, en ons kom bely dat ons dit nie altyd reg kry. Heer, dat ons faal, maar ons weet, Here, deur U genade, red U ons van onsself, ons onvermoë. Gee U vir ons, deur U krag en U leiding, weer die vermoë om op te staan, weer te probeer, oor te gee aan U, Here, dat U wil in ons lewe sal geskied. Ons is dankbaar, Vader, dankbaar vir die lewe wat ons het. Help ons en leer ons, maak ons vingers vaardig, soos wat Dawid sê, om oorlog te voer teen dit wat ons weerhou, om te wees wie ons bedoel om te wees. Help ons om die disippels te wees, die volgelinge soos wat U bedoel. Heilig, want U is heilig. Leer ons nou, Here, want ons wil so graag was. Amen. Amen. Kan die Bybels oopmaak by Handelinge 9. Handelinge 9. Dan as ek die rondvloed is die tale, the theme for today, because it's Women's Day, and we women are very important as our men and our children. So ons is nie minder belangrik as die manne nie, en die manne nie minder belangrik as ons nie. En kinders word nie minder belangrik as ons. Hoe wonderlik is dit dat ons families kan wees, dit is eenheid. So the theme is the evidence of a woman following
And this woman, her name is Dorcas. And I don't know, did you hear about Dorcas? Wie het al gehoord van Dorcas? Johan, I sat there next to the bed and he was a bit in my car. And I said to him, you know who's Dorcas? I said, nee, is dit iets wat die mens eet? So, ek het nog 'n bietjie graag gehad vir 'n grappie. So Dorcas is hierdie persoon, hierdie vrou, wat Lukas van skryf. Nou, broers en sisters, I think it's very important when God draws our attention to a person, and He allows the author, through His Spirit, to write about a specific person. There's a reason for everything. And God decided to lead Luke to write about this woman. Kom ons hoor, ek gaan dit in Afrikaans lees, maar kom ons hoor wat skryf Lukas oor hierdie vrou Dorcas. Vers 36 van hoofstuk 9. In Joppe was daar 'n sekere vrou-disipel met die naam Tabitha, wat as Dorcas vertaal is. Sy het baie goeie dade verrig en liefdadigheid bewys. In daardie dae het sy siek geword en gesterf. Hulle het haar gewas en in 'n boorvertrek neergelê. Aangesien dit daar naby Joppe was, het die disippels, toe hulle hoor dat Petrus daar is, 2 mans na hom gestuur met die versoek: kom sonder uitstel na ons toe. Petrus het toe gereed gemaak en saam ingegaan. Toe hy daar aankom, het hulle hom na die boorvertrek geneem. Al die weduwees het huilend by hom kom staan en vir hom die onder- en boklere gewys wat Dorcas gemaak het toe sy nog by hulle was. Nadat Petrus almal na buite gestuur het hy gekniel en gebid. Toe het hy hom na die liggaam omgedraai en gesê: Tabitha, staan op. Sy het haar oë oopgemaak en toe sy Petrus sien, het sy regop gaan sit. Hy het sy hand vir haar gegee en haar help opstaan. Toe het hy die heiliges en die weduwees geroep en haar lewend aan hulle getoon. Dit het dwars deur die hele Joppe bekend geword en baie het tot geloof in die Here gekom. Petrus het nog 'n hele paar dae in Joppe by 'n sekere Simon die leerlooier gebly. So ons lees net tot sover. The story about Dorcas or Tabitha, as ek het nou as ek haar naam nou in Engels wil sê, of Tabitha in Afrikaans, in die oorspronklike taal sal dit wees Tabitha. So, the story about her is very important, specifically, and then I believe that you don't mind if we talk about women today, because women are, I know, very important for each one of you, and you love your wife if you have one, or your daughter, or the women in your life, you see them as special. So, this woman, Dorcas, toe ek met die Here praat en vir sê, Here, wat praat die mens, wat sê ons, wat wil jy sê op Vrouedag? Dit kom hierdie vrou se naam in my gedagtes op. En die oomblik toe Dorcas se naam in my gedagtes
opkom, toe staan net hierdie urge in my, ek moet gaan kyk, ek wil sien. I want to know what this woman did that made her so special, that God chose. God did that before, even before He created earth. We already know that. As ons dink aan purpose-driven life, God knew that He is going to be Luke to write about it. So what made her so important that Luke wrote about her? En as ons nou die versies lees, die heel eerste vers, sommer met die introductie, in the first verse, Luke started off with these words: a sekere vroue disciple. En ons lees dit maklik mis, is dit nie so nie. The moment that we read this passage, we think of Peter praying for her, and she come back from the dead. That's what we think when we hear about Dorcas, Tabitha, want sy het opgestaan, sy het weer lewendig geword. We didn't think about that first sentence, die 'n sekere vroue disciple. Dit is die laaste ding wat hulle mense vandag gespreek. Maar Lukas hy kon begin, hy kon gesê, ek wil vir julle vertel van 'n vrou wat in die dood het opgestaan. Maar hy doen dit nie. He starts with 'n sekere vroue disciple met die naam Tabitha, wat as Dorcas vertaal word. En die feit dat hy, dis baie interessant, Lukas werk hier met 'n plan. Die feit dat hy haar naam in 2 tale noem, in die Aramees en in die Grieks, is doelgerig, omdat sy daar as 'n Jood in die Griekse gemeenskap werk. So waar sy daar in Joppe is, werk die vrou as 'n disipel, nou moet jy hoor, as 'n disipel van die Here Jesus. Sy's nie 'n man nie, sy's 'n vrou, en sy's 'n disipel van die Here Jesus. Hy spesifiek, hy gebruik daardie woord, en die vroue, die woord vir vrou, of die feminine vorm daarvan, vir disipel, is magetria. En dit sê dat Lukas uitgewas daarop om te sê, hierdie is 'n vroue disipel. Nou, in hierdie tyd wat ons leef, wil ek net daarna toe gaan. In die tyd wat ons leef, is ons, ek dink nie ons, miskien hier is in Stevens besef het nie, want vrouens word hier nie minderwaardig behandel. Maar daar is plekke nog in ons wêreld, in hierdie bestaande wêreld, where men and women, en dit is die verstomste, ek kan nie glo dat 'n ander vrou kan besluit sy is minderwaardig aan 'n man. I just don't understand that. They believe that. Daar is nog steeds daai plek, where people think that women are less than men. And that they are less important, and that they could not be disciples of the Lord Jesus, apostles. Philip, die bekend verstaan as apostel. So, hier kom Lukas, en hy kom vertel vir ons, met die intrapslag, sê hy vir ons, here is this woman, and she was a disciple of the Lord Jesus. So, dis die belangrike deel daarvan, dat sy vrou is en 'n disipel is. En interessant, as ons daarna kyk, Petrus moes vir Dorcas geken het. Want Petrus, die vrouens wat hy, die weduwees wat hom genooi het en hom geroep het gepraat van Dorcas, want hulle het al geken as Dorcas. Maar Petrus het al geken as Tabitha. So hy sê vir haar, daar in die vers waar hy vir haar sê, staan op, vers 40 sê hy van Tabitha staan op. So Petrus, dit staan nie hier, maar ons vermoed Petrus moes vir Tabitha, vir Dorcas geken. So hierdie vrou moes iewers, en dit word ook nie beskryf nie. Lukas beskryf
of was dit toe gedurende Pentekos, toe almal die Heilige Gees uitgestort is, when did she start to become a disciple of the Lord Jesus? He doesn't talk about that, only that she is a woman disciple. Die volgende wat uitstaan in die teks en wat dan belangrik is vir ons om te verstaan oor hierdie vrou en wat 'n disipel, 'n vroulike disipel se taak of nee, se taak is dit nie, maar wat 'n vroulike disipel deur die Here getaak was om te doen. Die tweede is her discipleship wasn't just a title. So sy het nie, Dorcas, she didn't think, oh, I'm a disciple, and because I'm a disciple, I'm very important. She didn't think about that. That wasn't part of what she was busy with. A disciple, Dorcas, she was someone whose relationship with Jesus, haar verhouding met die Here Jesus, became visible. En hoor nou, dit het sigbaar geword. So dis iemand, haar verhouding met die Here Jesus, wat sigbaar word, became visible in the way she lives for other people. En op die wyse waarop sy leef vir ander mense. So Dorcas, haar disipelskap het nie vir haar om 'n titel gegaan. Haar disipelskap was haar purpose, haar roeping, dit wat God daarvoor bedoel het. Dat sy 'n verskil kan maak in daai gemeenskap waarna die Here haar gestuur het. En sy het dit erns opgeneem. So wat doen Dorcas? Nou, as ons lees, dan sien ons in die teks, sê dit vir ons, Dorcas had means, she had things available, resources. And she made these resources available and her money available to what? To make garments for the widows. En die interessante daarvan is, she made garments. Sy kon ons nou, as sy iemand is wat geld het, ons het iemand gevra het, hoorie, gaan maak vir ons vir hierdie vroue klere. But she didn't do that. She made the garments herself. And that actually put a personal touch to what she was doing for these widows. En die laaste ding, sy as vrou, die Here het vir haar die vermoë gegee om mense wat nie raak gesien word, people that's overlooked, wat maklik deur die samelewing na neergekyk word of wat nie raak gesien word nie, raak gesien. So God het haar oë oopgemaak vir hulle, vir die weduwees. Wat kan ek die woord in Afrikaans kry? And in the Mediterranean rule in that time, that's the first century, widows were literally not important. Hulle was nou die laaste mense aan wie mense aandag gegee. And especially if a woman, as sy nie seun gehad het, then she had a problem. Because there's nobody that can look after her. So God sent Dorcas, Tabitha, to be a disciple, to do what? To look after the widows of Joppe. That was her task and haar task, and she did that. Sy dadelik, sy het gehoorsaam gewees en sy haarself, haar totale mens wees, haar resources beskikbaar gestel en so ver gegaan om het self te doen, sodat sy hierdie vrouens kan oprig en kan opbou. Isn't that wonderful? This woman of God that did this and gave herself. En die laaste, die vierde ding, when she died, she left evidence of her discipleship. So dit is nou baie interessant. Hier kom hierdie vrou, sy werk hier onder hulle. Nou vir mense sê jy vir jouself vra, Here, what did you do there? This is a very important woman. We understand that you sent her here to be a disciple, and she worked under the widows, and
and she helped them. She's a leader in the community. Why? Why did she die? Why? En is interessant. Wat gebeur? En as ek nou sê, she died and left evidence of her discipleship. Wat gebeur is, toe die vroue, die weduwees, ons het ons gelees, toe die weduwees by Petrus kom, Petrus het daar by hulle kom, what did they do? Het hulle vir Petrus vertel van hoe belangrik Dorcas is, wat sy alles doen, en waar sy oral gaan, en wat sy alles vir hulle beteken het, in woorde? No. What they did was, they brought the garments, those things with the personal touch of that woman. Soos het so 'n impak op hulle lewens gemaak, dat sy hulle daai garments na Petrus bring. En vir Petrus sê, hierdie vrou het ons versorg en nou sy dood. Sy is weg van ons af. So haar totale lewe, alles wat Dorcas gedoen het, was evidence van wie sy is en dat God haar gestuur het as 'n disipel van die Here Jesus Christus. En daarom gebeur in this moment that Peter decides, Lord, I'm going to pray. En ons weet, sy decision is nie sy decision nie. Ons weet ons nou bekyk, die Heilige Gees oortuig Petrus, en sê Petrus, jy moet val. En ons weet ook hoe werk die Heilige Gees, hy praat ons nou nie in oorlogtaal in ons hart, en jy krijg vir die oortuig, en jy weet, jy moet vir die vrou doen. Nou, ek moet vir die vrou, as daar nou weer wees na jou toe gekom het, en hulle het jou geroep, so jy moet gehad het, om vir die vrou te doen, wat doen het. Dink 'n bietjie daaraan. Vandag is dit eintlik 'n nou-nou. Mense dink jy is 'n freak as jy bid vir iemand wat dood is, om uit die dode uit te staan. So dink net, die mens verander nie. We are who we are. We are human and we've got this sinful nature in us. So, obviously, moes daai mense gedink het, wat maak hierdie man nou? Hoekom stuur hy almal uit? Wat is hy nou mee besig? Wat gaan hy doen? En daar was twyfel in hulle harte gewees het, vir wat ewe gaan gebeur. Hulle nie, dis sê hulle nie geloof gehad nie, maar hulle het geloof gehad, as jy kyk na wat hulle gedoen het, en die klere wat hulle gebring het. Maar Petrus, sy geloof in die Here was onwrikbaar. So hy bid vir hierdie vrou, sodat sy weer haar taak kan opneem as 'n disipel, as 'n volgeling van die Here Jesus Christus. And it's very important for us to understand, her life didn't only change the lives of the widows. Her life changed the life of the people in the surroundings. Dwars deur die hele Joppe het dit bekend geword en baie het ons geloof in die Here gehad. So waar mense ook al in daai areas gekom het hulle gehoor dat hierdie vrou Dorcas, wat 'n belangrike figuur in hulle gemeenskap was, wat gesterf het, weer leef, dat sy leef. En mense as gevolg daarvan kom tot bekeer. So die Here gebruik Dorcas se hele storie, her whole story, to make a difference. So vir ons as vroue en as manne, is die vraag, as ons na onsself kyk, as ons kyk na ons taak op aarde, ons het gepraat oor our purpose. Am I really serious about myself? Ek dink, Johannes gesê, Dr. Nadel het hier gesels met die manne, en Michael, jy sal weet, ek wil dit nou net in herinnering doen,
Hy het gesê, ken jy regtig jouself? As ek reg, dit was een van sy punte geweest. And that is a good question. Do we really know ourselves? Weet ons waartoe ons gestaan is? Weet ons, soek ons regtig wat ons purpose is? Of luister ons daarna in die kerk, en dan stap ons uit, en dan gaan ons maar net weer nog getroffen. Jy weet dat Gods water, maar Gods akkertjie loop. En dan môre word jy weer deur die Gees herinner, you've got a task, and then you just go with the flow again. Unfortunately, that's what happens to us. En sommige van ons dwaal so ver van die Here af weg, God dwaal nie van ons af weg nie, maar ons dwaal van hom af weg, dat ons ons purpose glad nie kan uitleef nie. So vroue, die vraag aan julle as vroue, wat sal mense van jou sê, as jy die dag stel? En ek kan vir die manne opvra, wat sal God van jou man sê? Ons mans verloor hulle posisie. And that is one of the things I really want to talk about, especially ask the men to come together. I want to speak to the men in our congregation. Why are the men so weak? Can you answer me? The men in this congregation is called by God to be the leaders in the church, to be the leaders in their families. Hoekom staan julle terug? Why are you stepping back out of your position? Your wife cannot take your position. She hasn't got that ability. God het haar nie gemaak om jou taak te vervul. So, as jy sterf, gaan mense van jou as 'n man sê, hy het maar toegelaat dat sy posisie gevul word. Hy het maar teruggestaan, hy het maar stil gebly. Of gaan die mense sê, hierdie man was 'n man wat opgestaan het vir die waarheid. Hierdie man was 'n man van God wat die woord van Christus verkondig het, wat getuig het. Wat gaan mense van jou sê? Maybe someone will remember the meal you made. Maybe someone will remember that you visited them when nobody else did. Maybe someone remembered that you prayed for them. Or maybe someone remembered that you said, I forgive you. Dat jy hulle vergewe het. Or someone will remember that you made time to listen to them. Or someone will remember that you taught their child. Someone will remember that you helped them when they had nothing. Dat jy die een was wat vir 'n klere gegee het. Dat jy die een was soos Tabitha wat gekom het vir hulle met jou eie hande 'n kledingstukke gemaak het. Dat jy daai een was wat hulle toegedraai het toe hulle koud was. As ons taak as vroue volstaan en ons doen hierdie ding soos Tabitha het gedoen. Sy het nie gevra vir erkenning. Sy het nie gesoek dat mense oor haar boeke skryf. Was vir haar belangrik. Al wat vir haar belangrik was om hierdie vrou te versorg. En deur die feit dat sy dit gedoen het, kom leer sy vir ons wat 'n disipel van Christus Jesus is. Broers en susters, 'n disipel van Christus Jesus is nie net iemand van woorde nie. Iemand
wat 'n disipel is, 'n disciple, 'n woman disciple, 'n man disciple, 'n disciple is nie net woorde nie. Hy stap nie net hier uit, of sy stap nie net hier uit en sê ek ken Jesus en hy praat van Jesus en sy lewe vertel dit nie. Sy dade wat hy doen vir ander vertel dit nie. Sy is so 'n persoon soos Tabitha. Gaan en verrig goeie dade. Gaan en gaan versorg iemand. Dis wat 'n ware disipel van Jesus Christus is. Iemand wat gehoorsaam is die oproep hoor van God in sy lewe en haar lewe. En ek wil vir julle vra, ons hoor hierdie goed, ons hoor, ons het so mooi gehoor, dit was so 'n wonderlike boodskap wat die twee dames gebring het vir ons dames. Om net weer herinner te word as vrouens, dat met die bietjie in jou hand, ons wil duisende rande hê, baie van ons wag dat ons die lottery wen om iemand anders te gaan help. Nou, you don't need that. Jy kan net jouself oor die straat stap en die vrou wat alleen woon, vir haar gaan kyk. Jy kan net doen. En jy het al klaar jou doelgerig geweet. Jy het nie baie nodig. Dis wat ons gehoor het. Ons as vrouens, hierdie roeping wat God in ons lewens het, moet ons met grasie opneem. Interessant, Tabitha se naam, of Tabitha en Dorcas, beteken gazelle, bokkie. En bokkie in daai tyd was verstaan as 'n grasieuse, baie mooi dier. So sy was hierdie grasieuse vrou, hierdie mooi vrou, van binne en buite, wat met dit wat sy gehad het, ander mense se lewens verander het, verskil gemaak het. En dit is wat die Here ons nooi in 'n lewe nooi om verskil te gaan maak, soos wat Tabitha dit gedoen het. Ek wil vra dat jy vir 'n oomblik net sal stil word by die Here en dan gebruik hierdie tyd, ek gaan vir jou ruimte net gee, gebruik hierdie tyd om net vir die Here te vra, Here, U is besig met my. Ek soek U met my hele hart, sê pragtig verstand. Ek soek U teenwoordigheid. Leer my, wys my die pad. Wys my wat ek moet. Vader, ons kom lê weer voor U, elke persoon in sy stewens. Here, U het die gemeente en elke lid van die gemeente met 'n doel geroep om deel te wees van hierdie geloofsgemeenskap. En U doel met ons, Here, is om ons doelgerig die pad te laat loop wat U vir ons bedoel. Asseblief, Vader, help elkeen wat vanoggend hier is, om voor te bou op dit wat U in hulle geplant het. Dit wat U in hulle gedagtes geplant het, wie hulle is, wat hulle doen, wat hulle taak is. Ons jongere mense, dat hulle dit meer en meer sal raak sien, dit sal ontdek, hulle wie hulle is en wat U vir hulle doen. Dat hulle dit sal gaan uitleef tot eer van U. Ook ons ouer mense, Here,
U sê ons hou nie op om deur U gebruik te word voordat ons die tydelike verwissing. Ons lewe het 'n doel tot die dag dat ons sterf. Wil U vir ons almal help om as ons dit verloor het te herwin, dat ons so stabiel hou, dat dit wat ons het met die roeping op ons lewe, dat ons sal uitgaan en as 'n disipel van U 'n verskil sal gaan maak. Dankie dat ons dit kan vra, Here. Dankie dat ons medebroers en susters wat swaar kry oor siekte, Here, kan opdra aan U. Vader, U ken hulle. Here, U ken hulle harte. U ken hulle families, Here. U weet hoe swaar dit is. U weet hoe swaar Michael's familie kry. Here, ek bid, gee vir hulle krag, Here. Maak hulle sterk, Here, net soos U kan. Help hulle in hierdie tyd, Here. As dit U wil is, Vader, as dit U wil is, kan U hand uitstrek en U kan vir Michael genees. Maar Vader, ons weet, nie ons wil nie, altyd U wil geskied. Ons bid ook vir Tannie Marie. Here, wil U vir haar krag gee, elke dag. Sy sê elke dag is 'n nuwe dag. Elke dag hou sy net aan U vas. Gee haar daardie krag, Vader, om aan te hou, om elke dag net vas te bly hou aan U. Geef haar krag na die liggaam asseblief, Here, om U moeder te verhoor. Dis bid vir Johan, Here. Dankie vir wat U alreeds gedoen het. Dankie, Here, dat U vir die dokters die vermoë gegee het om te ontdek wat die probleem is, en Here, dat hulle dit kan behandel. En gee dat hy binnekort uit sal kom by die hospitaal. Ons het U lief, my Vader. Ons almal het U baie lief. U is ons wonderlike Here. Ons hele lewe draai U. Dit is vir ons so voorreg dat ons kan sê, ons is U kinders, ons is U disipels, en ons ook, soos U vir Dorcas genoem het, vir Tabitha, so het U vir ons geroep, vroue en manne, disipels van U. Verheerlik U self deur ons lewe, Here. In Jesus naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die vergadering.
ons. U kan glo, Here, u sê met die maat waarmee u weet, ek sal aan jou teruggee 'n beker wat vas gestamp is, wat in oorlopings is, vir elkeen wat glo en geloof gee. U sê jy het 'n blymoedige gegewe nie. Dankie dat ons met blymoedigheid kan gee, en dat ons in u vertroue kan hê, Here, dat ons saam sal werk om u komste te eer en verheerliking, en tot uitbreiding van die koninkryk sal gebruik. Dankie, Here, in Jesus naam. Kom ons sluit af met Oceans. Kom ons staan.
Kan jy vir ons Here Jesus Christus Paulus skryf in Romeine 16 vers 25. Aan hom wat magtig is om julle te versterk volgens die evangelie van Jesus Christus wat ons verkondig en volgens die openbaring van die misterie wat eeuwenlang verswyg was, maar wat nou in opdrag van die ewige God deur die geskrifte van die profete onthul en aan alle nasies bekend gemaak is, om hulle tot geloofsgehoorsaamheid te bring. Aan hom, die enigste en alwyse God, om toe die heerlikheid deur Jesus Christus vir ewig. Mag die seën van God en God se woord julle deur jou geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur krag